Geloof is nie net 'n teorie nie. Dit is 'n houding wat die deure van God oopmaak. Wanneer ons die regte gesindheid, die regte houding inneem teenoor die Here, dan verander sake. God stel belang dat ons 'n positiewe gesindheid moet handhaaf. Vandag gaan ek met jou praat oor die 7 beginsels, die 7 gesindhede wat jou geloofvlerke gaan gee. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om in die naam van Jesus so by mekaar te kan kom. Here, ek dank U dat ek op hierdie oomblik kan bid vir oorwinning, vir 'n deurbraak en vir genesing. Ek wil nou vir elke een bid wat luister na hierdie boodskap. En ek wil vra, Here, dat die seën van die Here hulle deel sal wees. Ek dank U, Here, dat U ons ore gee om te hoor, 'n hart gee om te glo, oë gee om te sien, Here, sodat ons in geloof kan beweeg. Here, U vra dit, U verwag dit van ons, en ek dank U, Here, dat U vandag deur hierdie boodskap kragtige deurbrake gaan bewerk. In Jesus naam. Amen. En God bless. Ja, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Dit is so lekker om die naam van die Here te ken in elke situasie, in elke omstandigheid. Die Here gee krag en hy gee sterkte. Ek wil somme begin om net vinnig vir julle te vertel hoe dat die Here die woord gebruik. Hier by 3 Minute Kerk, waar ons die geleentheid kry om dit uit te stuur na mense toe daagliks. En as jy dit nog nie kry nie, skakel asseblief in op ons WhatsApp groepe. My selfoonnommer is op hierdie beskrywing. Kontak my en sê jy wil op die groep wees. En ons sal jou inskakel. Elke oggend so om 6:30, dan kry ons die woord van die Here in ons harte. Ons kry geloof in ons harte. En wanneer ons daai geloof in ons harte inkry, dan doen die Here 'n wonderwerk. Die Bybel sê hy het sy woord uitgestuur en dit sal nie leeg terugkeer nie. En ek wil dit vandag vir jou sê, God se woord is oor jou. Jy wat na hierdie boodskap luister en nie maar per ongeluk hier uitgekom nie. Jy is bestem om te wen. Jy is geoormerk vir sukses. Jy parkeer in die teenwoordigheid van die Here en die Here gee vir jou oorwinnings vandag. Weet jy, is jy, ek weet nie, vir jou nie, maar tussen my en jou, ons kan nie aangaan deur om elke dag 'n mislukking te ervaar en te verwag dat dinge gaan eenvoudig nie uitwerk vir ons nie. Ek dink ek en jy kan op 'n plek kom waar ons kan begin verwag dat God goeie dinge vir ons gaan doen. En as jy saam met my stem, sê maar net so 'n bietjie amen hieronder. Besluit sommer om in jou geloof in aksie te sit 'n komment hierby en maak 'n verskil en sê vandag, ek koop in die plan van die Here. Jy weet, hierdie tyd waar ons besluite moet neem en waar ons vorentoe moet gaan. Ja, dis die tyd om besluite te neem. Die tyd om te sê, ek gaan glo, ek gaan die Here vertrou. Ek het nou net met iemand gedeel. En die persoon sê vir my, die deurbraak is nog nie daar vir hom nie. En hy sê, wat kan ek doen? Ek sê, bly glo, want God se planne is altyd beter. En God werk altyd beter as wat ons kan dink. En sy antwoord is op pad. Partykeer vat dit langer, partykeer is dit met 'n draai of 2 wat ons dit nie raak sien nie, maar God het 'n plan. Maar hierdie 7 beginsels wat ek vandag met jou gaan deel, gaan jou help om die antwoord van gebed in jou lewe in te bring vinniger as ooit tevore. En jy sal agterkom dat baie keer dan doen ons hierdie teenoorgestelde en dan veroorsaak dit dat daar brieke en blokke in die pad kom van dit wat God vir ons wil gee. En ek glo dat die Here vandag vir jou 'n deurbraak gaan gee. Waarom? Want jy's kosbaar en waardevol vir die Here. Jesus Christus se werk aan die kruis het Jesus self gesê, dit is volbring. En vandag kan ons intap, ons oog op Jesus Christus sit en ons kan ontvang, want hy het vir ons die pad oopgemaak. Ons het vrymoedigheid om die troonkamer van God te nader en te kan weet dat die Here antwoord gebede, ook joune, hy antwoord jou gebede. So kom ons kyk daarna. Ek wil vir jou sê, hierdie boodskap is ook in PDF formaat beskikbaar in 'n opgesomde wyse en jy kan dit aflaai hier in die beskrywing en jy kan ook daarna kyk. Dis gratis en ek vertrou dat dit ook van groot seën sal wees. As jy dit nie kry nie, stuur my WhatsApp. Ek stuur vir jou ook die PDF dokument wat jy dan as Bybelstudie kan gebruik. So kom ons spring weg en ons laat toe dat die Here vandag vir ons 'n groot wonderwerk doen, want hy is die God van getrouheid. So, ek het die boodskap getitel, gee jou geloof vlerke. Kom ons kyk 'n bietjie. Paulus leer ons dat die sleutel van God se krag
geloof is. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Hy skrywe in Hebreërs 11 vers 6, hy sê, maar sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. Prys die Here. Prys die Here. Kyk wat sê hierdie gedeelte. God gaan jou beloon. God gaan jou beloon. Ja, moenie sê dis Murphy's Law en ek kry dit altyd van die verkeerde kant af nie. Die Here gaan vir jou begin antwoord en die Here gaan vir jou seën bring. Want hy wat glo, die Here beloon sulke mense. Die Here beloon hulle. Prys die Here. Dis wat hy gaan doen vandag. So, geloof is nie net 'n teorie nie. Is nie 'n teorie nie. Ek kan dit weer sê. Dis nie 'n teorie nie. Dit is 'n houding, dit is 'n gesindheid waarin ek verstaan dat ek is die een wat die Here vasvat. Hy wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. My oog is op Jesus Christus. Hy's die bron, hy's die volëinder van my geloof en hy's die een wat dit in my lewe inbring. So, geloof is nie 'n teorie nie. Dis 'n gesindheid en dit is 'n houding wat ek inneem teenoor my situasie en ek gaan die oorwinning ontvang. So dis waaroor dit gaan. Andrew Murray, 'n baie bekende skrywer, het gesê, geloof is die oë waarmee ons God raak sien. Wow, geloof is die oë waarmee ons God raak sien. Baie mense sê, waar's God? Weet jy hoekom? Hulle glo nie. Maar wanneer jy glo, geloof is die oë waarmee jy God raak sien. En die hand waarmee ons die beloftes vat. Geloof is die oë waarmee ons God raak sien en die hand waarmee ons sy beloftes vat. Wat 'n fantastiese woord is hierdie. Kom ons kyk na die 7 gesindhede. Ek wil dit sommer sê houding. Jy moet 'n sekere houding inneem teenoor jou omstandighede. Dis tyd om te sê ek is klaar om 'n verloorder te wees. Ek is klaar om negatief te wees. Ek is klaar met hierdie goed. Ek gaan nou positief hierdie dinge benader. Ek gaan nie hierdie tyd, hierdie dag besluit, die res van die tyd gaan net 'n mislukking wees nie. Ek gaan besluit van nou af, gaan dit beter en beter en beter gaan. God maak 'n weg vir my en jou. Spesiaal vir jou. Spesiaal vir jou. Hy maak 'n weg vir jou. Dis wat hy doen. Dis wat hy doen vandag. Ja, as jy wil, kan jy neerskryf of jy kan die PDF aflaai. Ek gaan dit vir jou lees. Die eerste ene is die houding van onverskilligheid teenoor gaan daarvoor. Jy weet hierdie idee van whatever. Laat dit maar net gebeur. Ek is altyd die mislukking. Nobody loves me, everybody hates me and I'm just gonna eat some worms. Wat ook al ons so gesindheid handhaaf van, jy weet, laat Gods water maar oor Gods akker vloei. Ek is nou maar net een van daai wat dit maar net elke keer nie ontvang nie. Ek kry nie dinge reg nie. Nee. Ek is nie meer onverskillig nie. Ek neem nou 'n houding in. Nie meer onverskilligheid nie. Ek neem nou 'n houding in wat sê ek gaan daarvoor. Ek gaan my oog op die Here sit. Ek gaan vertrou op die Here. Weet jy hoe die Here sy beloftes gewaarborg? Hy het opgestaan uit die dood uit. Hy het die prys vir ons op Golgotha betaal. Hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader en hy het gesê ek gee vir julle die Heilige Gees as versekering dat dit die waarheid is. Hy is die doper met die Heilige Gees. Hierdie versekering is daardie sekerheid dat ek en jy vandag kan sê, ek gaan daarvoor. Ek gaan die Here vertrou vir die deurbraak. Ek gaan hom aanskou. Ek gaan sy volheid vat. Ek gaan verder gaan en ek gaan meer bereik vir die Here. Dis wat ek gaan doen en dis my hart en dis my droom wat ek glo en die Here in my lewe gaan plaas. So ek glo vandag dat die Here dit wil doen. Die Here gee vir ons krag, hy gee vir ons die sterkte en hy gee vir my en jou daardie deurbraak vandag. So, ek dink so, as mens kyk na atleet, jy weet, imagine yourself, as 'n atleet, jy staan daar by die wegspringblokke en daar klap jy skoot en toe die skoot klap, toe besluit jy, ek gaan nou maar eers 'n bietjie my skoene vasmaak en ek gaan nou maar eers hierdie dinge doen en dan gaan ek begin hardloop. Dink jy nie dit gaan baie beter werk? As jy wegspring met spoed en sê, ek gaan daarvoor. Ek gaan daarvoor, want ek gaan wen. Ek gaan 'n effort insit. Daardie effort is nie my vermoë nie, daardie effort is om te glo in die werk wat Jesus Christus gedoen het. Die antwoord is Jesus, en hy bring dit na jou toe vandag. So, die tweede ding is die verskil tussen onbeslis te wees en om te sê, ek kies 'n rigting. Onbeslis.
Wag 'n bietjie, hierdie kant toe, daai kant toe. Sal ek 'n besluit neem, sal ek nie 'n besluit neem nie. Wil ek of wil ek nie? Ek is nie seker nie, ek maak dalk 'n fout. Ek is nie oortuig dat dit is die regte ding om te doen nie. Daardie onbeslisheid maak dat ek en jy nie die antwoord op gebede kry nie. Maar wat is die gesindheid van geloof? Geloof sê, ek kies Jesus. Geloof sê, Jesus het my gesond gemaak. Jesus gee my die krag en hy gee my die sterkte. Hy gee my die oorwinning en hy gee my die deurbraak. My vertroue is nie op die sigbare dinge nie. My vertroue is op Jesus Christus. Ek wandel deur die geloof. Geloof, ek moet dit vir jou sê, geloof maak die verskil. Geloof maak die verskil. En 'n mens kry regte vir geloof en verkeerde geloof. Jy kan gerus die ander video's gaan kyk, maar ek sal dit vinnig vir jou opsom. Regte geloof sê, omdat Jesus die prys betaal het, kan ek wen. Verkeerde geloof sê, omdat Jesus die prys betaal het, moet ek my eie pogings aanwend en ek moet my eie dinge doen. Dis verkeerde geloof. Regte geloof sê, ek vertrou op die werk van die Heilige Gees in my lewe. Ek vertrou op die werk wat Jesus doen en ek vertrou om te beweeg en te bestaan in hom. Dis die antwoord wat hy vir jou dan wil gee. So, moenie onbeslis wees nie. Kyk wat sê Jakobus. Hy sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat gedryf en heen en weer geslinger word deur die wind. Ja, dit is die vyand, dis wat jou hinder, dit verhinder jou onbeslisheid, hier nie daai kant, ek weet nie watter kant toe nie. Kenneth Hagin, 'n baie bekende skrywer, het gesê, geloof het 'n stem, en daardie stem kies rigting. Geloof het 'n stem, en daardie stem kies rigting. So wanneer jy bid, kies 'n pad, en hou daaraan vas. God eer 'n hart wat beslis is. 'n hart wat sy mind opgemaak het. Hy kies dit so. So die derde ding is twyfel teenoor geloof. Twyfel. Ek weet nie of dit die regte ding is nie. Ek weet nie of ek moet aanhou nie. Ek weet nie of ek meer dit uitwerk nie. Ek weet nie of dit goed genoeg is nie. Daardie twyfel teenoor om te sê glo. Glo beteken gaan. Glo beteken vashou. Glo beteken dit gaan gebeur. Ek sien dit nog nie, ek ervaar dit nog nie, maar ek sien die onsienlike. Abraham het gesê, hy het hierdie woorde gesê, hy sê ek beweeg, ek maak 'n besluit, ek verlaat my ouers huis en ek beweeg, maar hy het gesê, nie na wat iemand gesê het, gaan soontoe of soontoe nie, want hy het gesê, hy was 'n man wat beweeg het soos een wat die onsienlike kan sien. Nou hier is my vraag vandag vir jou, wat is dit wat jy wil sien? Wat sien jy in jou hart wat jy nog nie met die oë kan sien of met die natuurlike kan sien nie? Is dit jou genesing? Is dit jou voorsiening? Is dit God se antwoord? Is dit 'n verhouding wat fantasties is en deurbreek? Is dit vergifnis? Wat sien jy vandag in jou geloof? Nou wandel in daardie geloof en sien die oorwinning. Ek sê nou die dag vir iemand. Party mense bid vir genesing en kom ons sê daar is 'n geblokte aar in jou lewe en jy sê ag Here help my net laat daardie aar oopgaan. Kom ek sê vir jou wat sê geloof. Geloof sê ek vra nie dat die aar sal oopgaan nie. Ek vra dat die Here 'n splinter nuwe aar uit die hemel uit binne-in sal sit en die oorwinning sal behaal. Prys die Here. Hy gee vir ons 'n nuwe hart. Hy herstel nie net 'n ou hart nie. Hy gee vir ons 'n nuwe lewe. Hy herstel nie die ou lewe nie. Ek het eendag vir iemand gesê, God wil nie jou ou lewe herstel nie, want jou ou lewe is gebreek. Kom na Jesus toe en laat hy vir jou 'n nuwe lewe gee. En daardie nuwe lewe gaan oorwinning bring. Nuwe gesondheid, nuwe krag, nuwe sterkte, nuwe geleenthede, nuwe besighede, nuwe voorsiening in Jesus Christus se naam. Amen. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. So, twyfel is die roes wat jou gebede opvreet. Maar Jesus sê, en hy sê hierdie woorde, en alles wat julle in die gebed vra, as julle glo, sal julle dit ontvang. Sal julle dit ontvang. Die illustrasie wat ek vir julle wil gee is, weet, twyfel is soos 'n gat in die boot. Jy sink, en jy sink net so stadig maar seker, jy kom dit nie agter nie. Jy sak so stadig maar seker. Maar geloof is daar die hout wat in daardie gaatjie ingaan, en dit maak dit toe, en dit seël dit, en dit maak dat jy by die antwoord van God uit kan kom. Die vierde ding is, bekommernis teenoor, gee dit net eenvoudig op. Hou op bekommerd wees. Weet jy hoe is bekommernis? Paulus sê hierdie woorde, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles
Wag 'n bietjie, ek's nog bekommerd oor daai ding. Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Oor hoeveel dinge moet jy besorg wees? Oor niks nie. Baie mense sê, ja, maar ek moet nou in my spore trap, en ek moet die regte dinge doen, en ek moet daai dinge doen. Jy kan nie. Kyk na Jesus Christus, vat sy hand, laat hy jou lei. Hy lei jou na waters waar rus is. Hy bring jou op die regte plek uit. As jy dit op jou eie kon reg gekry het, het jy dit lankal gedoen. Jy het Jesus Christus nodig om jou te lei. Hy het nodig dat hy jou by die eindbestemming sal uitbring. So kom ons los ons bekommernis. Dis die gesindheid, dis die houding wat ek moet inneem. Ek gaan nie verder worry nie. Ek gaan nie verder worry nie. En Watchman het geskrywe, hy sê om bekommernis te dra is om God se werk te probeer doen. Hoor dit weer. Om bekommernis te dra is om God se werk te probeer doen. Ek en jy kan nie God se werk doen nie. Laat julle bekommernisse aan die Here oor. Laat los, gee dit aan hom en rus in vrede. Die 5de ding is onverstandigheid teenoor om dit te waag. Jy weet, ek dink dit is een van die groot dinge. Ons is baie keer onverstandig. Die ander ding is ons is oorversigtig. Oorversigtig. Dis wat ons doen. Ons is oorversigtig in dinge. En dit is onverstandig om oorversigtig te wees. Weet jy, as jy jonk is, dan doen jy dinge, jy waag dit en jy pak dit aan. En ja, mens misluk, jy kry seer en jy maak foute. En ek wil vandag vir jou sê, dis beter om 'n besluit te neem en agter te kom dit was nie die regte besluit nie, as om op 'n plek te sit vir jou res van jou lewe en te twyfel of jy in die regte rigting gaan. Jy gaan nêrens met twyfel kom nie. Jy gaan nêrens kom met 'n oorversigtige gees nie. Dink maar aan daardie man met die talente. Die Here het talente aan verskillende mense gegee, maar daardie ou met die een talent, hy was oorversigtig, hy was bang vir die Heer. Toe gaan begrawe hy daardie talente. Wat het die Heer vir hom gesê? Jou slegte diensknegt, plaks dat jy dit vir iemand gee wat daarom rente kan gaan trek. So oorversigtigheid is nie God se plan nie. Oorversigtigheid nie. Kom op 'n plek waar jy kan sê, ek waag in geloof. Met ander woorde, ek plaas my vertroue in God en ek beweeg in daardie vertroue dat die Here vir my deurbraak gaan maak. Kom ons maak dit prakties. Kom ons sê daar's siekte. Kom ons sê daar's gebrek. Kom ons sê jy het 'n deurbraak nodig vandag. Sien die oorwinning en wandel in die oorwinning. Begin dit sien, begin dit praat, begin dit dink, begin dit leef en begin dit ervaar, want die waarborg is Jesus Christus. Dis om te sê ek waag dit. Ek waag dit om te glo dat ek nie net altyd gaan sit waar ek nou sit nie. Die Here gaan vir my oorwinning bewerk. Dis wat hy gaan doen. So, Petrus het op water geloop. As hy oorversigtig was, het hy nooit uit die boot uit geklim nie. Dink vir 'n oomblik daaraan. In 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. So, soms moet jy 'n bietjie waag en jy moet sê, Here, ek vertrou U vandag. Here, ek vertrou U vandag. Die 6de ding is pessimisme teenoor optimisme. Paulus leer, en ons weet dat vir die wat die Here liefhet, alles ten goeie meewerk. Kom ons vertrou vir die volgende paar dae dat alles gaan ten goeie uitwerk. Waarom? Vir hulle wat die Here liefhet en wat hy gesê het, wat tot sy voorneme geroep is. So optimisme is nie om naïef te wees nie. Dit is geloof wat sê, God draai dit ten goeie. God draai dit ten goeie. Andrew Murray het geskryf, hy sê, om te glo dat God werk, is om reeds te juig voordat jy die uitkoms sien. Die laaste ene, en ek gaan afsluit met hierdie. Kla teenoor dankbaarheid. Die Bybel praat sommer van murmurering. En nou moet ek vir julle sê, hierdie houding van murmurering om te kla en te sê, God is nie goed genoeg nie, is gevaarlik. Dit gaan jou geestelike dood kos. Dis wat het gebeur. Moenie kla dat God nie goed genoeg is nie, want God is goed genoeg. God is en hy's 'n belonaar van die wat na hom soek. God is dit. En ek wil dit vir jou sê, ek wil dit vir jou praat, pas op om te kla. Kla oor 'n mens se lippe, maak jou geloof dood en stop en blok jou gebede. Begin om die Here te dank.
begin met dankbaarheid. Man, as jy pyn het, as jy seer het, as jy gebrek het, begin te sê, dankie Here dat U voorsien. Dankie dat die genesing deurbreek. Dankie Here dat al voel ek pyn en al is dit seer, dankie dat U vir my deurbreek. 'n Dankbare hart is 'n hart wat kan ontvang en wat die seën van die Here in jou lewe inbring. Die Bybel sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En hy staan in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Weet, dankbaarheid is soos 'n sleutel wat 'n deur kan oopsluit en kla is soos roes wat die slot vasroes. Dankbaarheid sluit die deure van God oop vir jou vandag. Vir jou vandag. Kies dankbaarheid en jy sal sien hoe jou gebede vinniger deurbreek. Hierdie 7 gesindhede wil ek vinnig vir jou sê. Ek wil dit so sê. Wanneer jy kies om te glo, te dank, te waag en jou bekommernis neer te lê, dan beweeg jy in die atmosfeer van God se beloftes wat sê ja en amen. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want al die beloftes van God is in hom en in hom amen tot heerlikheid van God deur ons Here Jesus. Kan ek vandag vir jou bid, dat die Here vir jou 'n wonderwerk doen. Vader, in die naam van Jesus, ek dank U dat daar 'n wonderwerk kom. Ek dank U dat die krag van die Here, ek dank U dat die seën van die Here vandag jou deel gaan wees. En ek dank U, Here, dat antwoorde gaan kom. In Jesus naam. Amen. En God bless jou.